van Golgotha, die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem, as hy voor jou staan, sal jy ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou ek gesels oor die godheid van Jesus Christus en in vandag se 4de aflewering gaan ons kyk dat selfs demone geweet het wie Jesus Christus is en was. En dis baie belangrik, ek gaan vir jou 'n paar skrifgedeeltes voorhou, ons gaan die konteks daarvan verduidelik. En dit is so jammer dat so baie mense nie glo dat Jesus waarlik God is nie. Dit is 'n ding van saligheidsbelang wat baie ernstig is. So daar's baie valse groepe, baie valse gelowe, kultiese groepe en selfs binne die kerk is daar mense wat nie glo dat hy waarlik God kan wees nie. Nou ek gaan vandag vir julle wys wat die skrifte leer en ons gaan sommer dadelik wegspel. Nou in die eerste plek, Satan weet presies wie Jesus Christus is, maar hy probeer om dit te verberg vir die mensdom. Daarom is daar soveel, soos ek net pas gesê het, valse groepe, godsdienste, wat sy godheid probeer vermy, dit uit die Bybel probeer uithaal, skrifte gebruik om die teendeel te bewys, maar te vergeefs. Die woord van God is duidelik, Jesus is waarlik God. Nou ons moet onthou dat Satan 'n geskape wese is. Hy en sy demone, sy engele wat uitgewerp is in die hemel, al die engele is geskape wesens. Hy weet Jesus het hom geskape en daarom weet hy ook wat staan in Lukas 10:18. Jesus het ook die Satan soos 'n bliksemstraal uit die hemel sien val. En dit is baie duidelik dat Jesus van ewigheid af was voor die grondlegging van die wêreld. En hy het Satan gesien uitval, toe Satan gesondig het hom uitgewerp uit die hemel uit. Maar kom ons gaan kyk nou na 'n belangrike gedeelte in Matteus 4, waar Jesus natuurlik in die woestyn was, en hy was versoek deur die Satan, en kom ons gaan kyk wat het daar gebeur. Nou Satan weet presies wie Jesus is, hy versoek Jesus, hy weet dat hy's God in die vlees, hy weet hy's 100% mens, ook 100% God, maar hy het geweet dat Jesus nou in 'n liggaam is, en dat hy ook swakhede het, soos ek en u het, en sonder sonde natuurlik. En kom ons kyk toe op die hoë berg gaan staan, toe sê hy vir Jesus die volgende, hy sê, as u die seun van God is, jy sien hier kom hy met 'n twyfel, as, hy het dit gedoen in die tuin van Eden, nou kom ons gaan verder, werp u self af, want daar's geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. So hy het die skrifte geken, hy het geweet wat daar staan, maar Jesus sê vir hom, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Nou hier is een van die duidelikste tekens, dat wie het Satan dus versoek, hy het God versoek, en daarom het die Here hom vermaan, en hom gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Nou kom ons gaan kyk, Satan het presies geweet, met wie hy te doen het. Jesus het hom geskape en hy weet dit, dis baie duidelik soos ek net nou gesê het. Hoekom het die duiwel vir Jesus versoek? Hy het geweet Jesus is God, omdat hy sonder sonde is. Hy sal hom nooit kon versoek nie, hy sal nooit versoek tot sonde nie, hy weet dit sal nie gebeur nie, maar hy het sy laaste poging aangewend. Net dalk gaan dit gebeur. So, as Jesus gesondig het, sou hy nie God wees nie. Kan jy verstaan? As Jesus nie God is nie, sou hy wel gesondig het. Maar hy is gebore sonder sonde, hy is sondeloos, die vleklose lam van God, en hy sal nooit sonde doen nie. En dit is baie belangrik. Nou, hoekom het Satan verskeie kere probeer om Jesus wel van die kruis weg te hou? So met ander woorde, sy eerste poging was maar by die geboorte van Christus, toe Herodes die seentjies laat doodmaak het. Dit is die poging van Satan om Jesus te laat sterf, dat hy nooit by die kruis uitkom nie. Hier moes hy van die kraans afspring, en daar was ander gevalle ook, waar Satan probeer het om Jesus van die kruis af weg te hou. Dis baie belangrik om hierdie konteks te verstaan,
want hy moes die werk kom doen as God in die vlees aan die kruis. Nou goed, ons gaan voort. Satan soek altyd aanbidding. Hy gaan dit natuurlik regkry in die groot verdrukking, waar hy in die antichrist gaan invaar en die antichrist gaan aanbidding opeis van die hele wêreld. Die Bybel sê hulle gaan hom aanbid. Nou kom ons gaan kyk wat sê Matteus 4 vers 9 tot 11. Toe sê Jesus hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Nou sou baie mense sê, maar die engele het hom nie aanbid nie. Maar die werklikheid is, om die Here te dien is aanbidding. Kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in Hebreërs 1 vers 6. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Nou wie word aanbid? Net God word aanbid, en hier word Jesus aanbid deur die engele. Die engele aanbid God, deurentyd in die hemel vandag, dis absolute waarheid, en hier aanbid hulle vir Jesus Christus. Hulle moet hom aanbid, en dis wat die woord van die Here duidelik leer. So, soos ek weer sê, aanbidding kom alleen aan God toe, en dit is wat die engele doen, hulle aanbid Jesus Christus. Kom ons gaan kyk na 'n skrifgedeelte waar die demone wat in hierdie besetting van Gadara was, in gesprek was met Jesus. Dit is baie duidelik, hierdie is die Engelse vertaling, and behold, I cry out, what have you to do with us, O Son of God? Nou, baie duidelik, seun van God beteken, ek is God in die vlees, hy is waarlik God, en dit is baie belangrik om hierdie konteks reg te verstaan. Maar kom ons kyk in die Afrikaanse weergawe. Nou, Matteus 8:29 sê baie duidelik, en met een skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen? Jesus, seun van God, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Hoekom vra hulle vir hom, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Hulle het geweet, dat voor die grondlegging van die wêreld, is hulle straf alreeds bekend, want die Bybel sê, dat die poel van vuur is nie vir die mens gemaak nie, maar vir die duiwel in sy gevalle engele. Kan nie verstaan, en nou sê hulle vir hom, het hy gekom om ons voor die tyd te pynig. Gaan hy ons nou in die poel van vuur gooi voor die tyd. Maar hulle het geweet, dis ook nie hulle tyd nie, want dit sou gebeur aan die einde van tyd, na die 1000-jarige vrederyk, of selfs voor dit, toe die duiwel en sy engele natuurlik in die poel van vuur gewerp was, waar die antichrist en die valse profeet reeds is, dis dit na die 1000 jaar vrederyk. Maar dis wat hulle vir hom vra, en seun van God het alles te doen met sy godheid, en hulle weet dit baie, baie goed. So dis belangrik. Maar kom ons gaan kyk wat sê die valse profete. Nou hier is Simon Brown se gedagte, that the two men possessed with demons call Jesus God. Nou, dit is altyd die geval, jy kan dit by die Islam sien, jy kan dit by enige valse geloof sien, wat altyd sal vra, het Jesus gesê, ek is God, aanbid my. Jy sien, en die skrifte is toch baie duidelik, dat aan hom as God verwys word, en dit is baie, baie ernstig, dat ons hierdie skrifte in sy konteks reg moet verstaan. En dan sê hy, and the devil never said to Jesus, if you are God. Jy sien dat hom gesê, as hy die seun van God is. Maar die term is baie duidelik, seun van God, Jesus het gesê, toe hulle hom sê, is hy die seun van God, toe sê hy, julle dit gesê, toe sê hulle, nou het ons nie meer getuienis nodig nie, hy stel hom gelyk aan God, met ander woorde, hy is God, en dis wat baie mense nie wil glo en aanvaar nie. So hierdie is 'n baie ernstige saak, ons moet die konteks van die skrif reg verstaan, dat die duiwel sal nooit na hom verwys het as God nie, maar het geweet, dat hy wel God is. Nou ja, die demone het geweet, hulle het baie duidelik geweet, dat hy die Christus is. Kom ons gaan kyk na die eerste skrifgedeelte in Lukas 4, en die duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu en gesê, u is die seun van God. Hulle het nie gesê, hulle het nie vir hom gesê, is u die seun van God nie, hulle het gesê, u is die seun van God. En hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het, dat hy die Christus was. Nou vandag sien ek in baie bevrydingsbedieninge, dat die demone terugpraat met die leraars, of die pastoor, of die profeet, of wat ook al, en hulle praat terug met die demone, en is 'n oor en weer gesprek. Maar hier sien ons, Jesus het hulle nie toegelaat om te praat nie, want hy is die gesag van God, hy is God in die vlees, en dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk in die volgende skrifgedeelte,
Markus 1:34, en baie wat aan allerhande siektes gelei het, het hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Kan jy sien? Hulle weet presies wie hy is. En dit is die konteks, ons moet dit so verstaan. En Satan probeer die mensdom mislei en vir hulle sê, maar Jesus is nie waarlik God nie. En dit is misleidend. Nou ja, die demone en die onrein gees het ook voor hom neergeval. Nou ons kan vandag met enige demoon, as jy by mense kom wat duiwel beset is, gaan daai demone, gaan nie hulle buig voor jou nie. Hulle buig voor Jesus Christus, in die naam van Jesus, as jy na hulle toe kom. So hulle het voor hom neergeval, en dit is 'n teken dat hulle hom erken het as die Messias, die Seun van God. Dit staan geskrywe in Markus 3:11, en elke keer as die onreine geeste hom sien, het hulle voor hom neergeval en geskreeu, en gesê, U is die Seun van God. Is dit nie duidelik nie? En dit is baie belangrik dat ons die konteks daarvan sal verstaan. Goed, moenie mislei word nie. Satan sal alles in sy vermoë doen om jou te laat glo dat Jesus nie God is nie. Nou hierdie was 'n baie kort video, ek het net vir julle probeer wys dat selfs die demone het geweet wie hy is. Hulle het geweet dat hulle is skapewesens, hulle het geweet dat Jesus hulle uit die hemel uitgewerp het en dat hulle gesondig het, en hulle het geweet, hulle weet dit tot vandag toe, en dis baie belangrik. Ek en jy behoort van beter te weet. As jy 'n kind van die Here is, moet jy waarlik weet dat Jesus is nie net vir jou die Seun van God nie, maar hy is ook God in die vlees, hy is waarlik God, en dit is so belangrik vir jou saligheid. Mag die Here u seën, tot ons volgende keer weer gesels. Totsiens.